Dr. Tersia Oosthuizen. Lig op geestesgesondheid, Dr. Tersia Oosthuizen van die Noordwes Universiteit, bedryfs- en voorligtingsielkundige. Goeiemôre Willem, goeiemôre luisteraars. Ons het verlede week met mekaar gesels oor die verband tussen dankbaarheid en genade en ook hoe dankbaarheid 'n verskil in ons lewe maak. Ek wil dit nou vandag verder vat en wegbeweeg van die ek en wat ek hier uithaal en dit 'n bietjie na buite toe vat in terme van ons en wat ons gesamentlik kan beleef om hierdie dankbaarheidsgevoel te verdiep. En wanneer ons dan ons dankbaarheidsjoernale byhou, meer verhoudingsgefokus dalk te begin met ons dankbaarheidsjoernaal. Ek dink die belangrike is dat ons van die uitgangspunt uitgang dat alle lewe saak maak. Hoe liefde en verbintenisse of koneksies dan by mekaar uitkom, word as dit ware mikromomente wat bydra tot geluk en dankbaarheid. En hierdie mikromomente is waarby ek eintlik 'n bietjie wil stilstaan vandag. En ek wil begin deur te sê, elke dag wanneer ons opstaan, maak ons kontak met een of ander lewende wese. Het sy dit my familie, my gesin, my kinders, my man, my vrou is, my werker of selfs dalk diere. En hierdie wyse van kontak maak is iets waarby ons 'n bietjie moet stilstaan. Groet vriendelik, glimlag, vryf my kat of my hond se ore, gee vir my kind of my man of my vrou 'n drukkie voordat hulle uit die huis uitgaan. Maar terwyl ek dit doen, is my fokus op twee goed. 'n Oomblik van werklik aandag gee en werklike oogkontak maak. So met ander woorde, dis nie sommer net te loop, soos ek die woord kan gebruik, 'n piksoen op die wang en geniet jou dag en daar gaan ons nie. Selfs as ek vir my hond sê, ek gaan nou werk toe, jy moet 'n lekker dag hê en ek vryf sy ore, kyk in my hond se oë, daardie knip my oë bietjie stadig, wat ons noem dis eintlik hoe ek vir 'n dier 'n drukkie gee. En dit klink ook nou so half, maar hoekom moet ek dit met diere ook doen? Omdat daar 'n baie diep verband is, wat sielkundiges al nou meer en meer trek in terme van die rol wat die goedheid van troeteldiere in ons lewe speel. Maar om dan nou terug te kom tot mense. Wat gebeur as ek by die kantoor of by die winkel instap? Ja, kom ons sê byvoorbeeld ek sien bekendes, ek stap in die winkel in, ek sien mense wat ek ken, ek groet vriendelik, ek glimlag. Daar's daardie momentele oogkontak en dit bring 'n gevoel van veiligheid, van warmte en dit bring iets in van ek word aanvaar hier waar ek nou is. Versus wanneer ek na iemand kyk, ek mompel, ek het dalk nou nie die mooiste glimlag op my gesig nie, of dis so een van daardie sarkastiese glimlagte, wat die ander persoon dadelik op sy of haar hoede plaas. En dit bring mense by daardie punt waar hulle dan begin bang word en onttrek. Hulle begin anders dink wanneer hulle sien dat 'n persoon so teenoor hulle optree, maar nie dit nie. As ek iemand anders as 'n mens sien, as ek alle lewe sien as iets wat saak maak,
dan beteken dit, daar is emosies diep liggend tot die welstand wat ek ervaar en wat ander ervaar. En dis nou waar die interessante inkom, wat 'n energiegewende, geestesgesonde welstand is. Daardie konneksie, ons praat baie keer van, maar ek klik net met daardie persoon en op daardie moment, kyk ons vir mekaar, ons weet presies wat ons nou byvoorbeeld sien en ons weet ons dink dieselfde hieroor of ons voel dieselfde hieroor. So, dit wat ek selfs op 'n, wat ons sal beskou, ek groet iemand vlugtig, ek maak daardie oogkontak, ek glimlag, of ek sê net vandag, hallo, ek hoop dit gaan goed met jou, of daar's net een of ander baie kort, noem dit nou maar vrolike moment, of wat ook al. Of dalk selfs iets wat nou reg snaaks is, en ons lag daaroor. Of ek loop 'n stootwaandjie verby en ek sien hierdie babietjie, en ek kyk in hierdie klein ding se gesiggie, en hierdie babietjie lag vir my. Daardie momente moet ons nie afskryf as sommer tydelike goed wat by ons verbygaan nie. Want hierdie mikromomente veroorsaak positiewe emosies in ons, en hierdie positiewe emosies is amper soos in, verskoon die Engelse woord, superfoods. Dis hierdie ekstra ryk in verhoudingsvitamine, ekstra ryk voedingswaarde in verhoudings, wat waarde toevoeg tot ons denke en ons emosies en ons lewe in totaliteit. Willem en luisteraars, ek wil iets sê wat dalk te gewoon gaan klink. Maar dit is dat ons nie altyd stil staan by die minuskule, die momentele, die korter momente wat aan ons uiteindelik hierdie wat ons beskou as hedoniese geluk kan help verskaf of bevrediging gee nie. Met ander woorde, dit is nie net 'n geval van ek het nou hierdie kontak gemaak en ek gaan aan met die res van my dag nie. Daar vind 'n verbintenis plaas. Baie keer kry ons dit dat iemand wat vir my totaal vreemd is en ek begin met hierdie persoon gesprek aanknoop en ek besef maar ons klik, dat daar sê maar dan nou 'n vriendskap uit ontstaan, of dis 'n geval van in ons momentele by mekaar kom, hierdie is 'n opregte persoon en ek sien hierdie opregtheid, dat daardie vertroue en daardie warmte oorspoel en 'n groot verskil maak in my dag. En die emosiese rol hierin is dat dit word, al is dit 'n paar sekondes, al is dit 'n paar minute, dit word 'n waargenome belegging in mekaar, in my medemens, 'n eerlike ervaring wat sê, ek word raak gesien, ek word waardeer, 'n omgee, en ja, uiteindelik 'n gevoel van behoort. Dit laat my goed voel, wat glimlag, wat die oogkontak maak, wat daardie paar sekondes of daardie minuut werklik vir hierdie ander persoon die ervaring gee van, maar ek sien jou raak. Jy is daar. Jy is 'n mens in eie reg. En dan is dit as dit ware 'n spieël wat dit terugkaats na my. En alhoewel ek dalk hierdie aksie geïnisieer het, verskoon het, kom dit terug na my toe ook. So met ander woorde, die rol van hierdie kort momente, hierdie mikromomente dan soos ons dit noem, beteken dat ons 'n interpersoonlike veiligheid vir daai moment ervaar. Dink net 'n bietjie hoeveel goed gebeur in ons land, hoeveel negatiewe goed. En as ons iets kan doen om iemand en myself net vir 'n oomblik, al is dit 'n vlietende oomblik, geanker te laat voel van, maar hier's tog 'n medemens wat my raak sien en omgee. En ek dink dit is waar die belangrike inkom. Die belegging hierin is baie keer iets vir al mense wat sê,
ander sien my nie raak nie. Ander doen nie die moeite om 'n bietjie stil te staan en met my 'n paar woorde te wissel nie. Dink net, as daardie persoon ook 'n dankbaarheidsjoernaal hou en daardie persoon skryf neer aan die einde van die dag. Vandag het 'n vreemdeling my pad gekruis, vriendelik vir my geglimlag. Luisteraars, Willem, daar's soveel situasies, as ons mooi deur ons dag gaan, waar ons met verskillende soorte mense te doen kry, waar ons net kan uitreik, en die mees basiese, dit kos niks van ons nie, om hierdie mikromoment van absolute kontak te bewerkstellig, van werklike aandag gee, ek sê weer, oogkontak, glimlag. Ek dink ons het 'n bietjie verleer om mekaar met die hand te groet, en ek dink dit is 'n ontsettend belangrike manier ook van kontak maak. Ek kan soveel agterkom wanneer ek iemand met die hand groet, in terme van hoe dit voel om aan daardie persoon te raak, die krag waarmee hierdie handdruk plaasvind, die warmte, of party mense se hande is dalk kouer of wat ook al, maar ek bedoel, daar's iets van 'n ek gee van myself vir jou, en dit bring 'n dieper koneksie. Ons het die waarde verloor van die werklike stilstaan vir 'n moment. En wat veroorsaak dit uiteindelik? Mense begin minder depressief voel. Hulle voel minder eensaam. Hulle voel gesonder. Dink maar net vir myself. Wat doen dit byvoorbeeld aan my? As ek gaan nou 'n voorbeeld uit my eie lewe gebruik. As ek in die oggend werk toe ry en ek ry by sekuriteit verby waar ek my kaartjie by die elektroniese meter verby swaai en die hek gaan oop en die sekuriteitspersoon staan daar. En ek maak 'n punt daarvan, winter of somer, elke dag, om hierdie persoon in die oog te kyk, vriendelik te groet en baie keer te sê, geniet jou dag of wat ook al. As ek daar wegry, laat dit my met 'n gevoel van, en dit is werklik iets wat ek dink by ons almal gaan plaasvind as ons dit doen. Ek het 'n verbintenis gemaak met hierdie persoon. En ek kan vir 'n moment selfs ook so ver gaan en sê, Here, seën hierdie persoon vandag. Kom ons dink 'n bietjie hieroor, want nou deel ek my dankbaarheid met daardie persoon, en daardie persoon het rede om ook vanaand dankbaar te wees. Die dankbaarheid word 'n ons dankbaarheid. Mag dit 'n geseënde week vir elkeen wees.